Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir oggend, om vir oggend weer te kan wees. Ek wil elke persoon wat aanlyn is, baie welkom hier vanoggend saam met ons. Jy weet, ons het nou lekker saam gesing, en jy weet, dit is hoe God se gees beweeg. Dat ons moet nie skaam wees om te getuig nie. Ons moet nie skaam wees om God se naam groot te maak nie. Want soos wat hierdie liedjie nou gesê het, hoe groot is U? God is groot en God is goed. En ek wil vanoggend vir u sê, my tema vanoggend gaan baie vreemd klink vanoggend, maar jy sal sien as ek aangaan met my boodskap. My tema is, God soek disippels. Nie net bekeerlinge nie. God soek disippels. Nie net bekeerlinge nie. Jy weet, is my lekker om vanoggend te wees, ons is miskien min vanoggend. Ons het miskien kerk hier onder afdak, waar baie mense in 'n groot kerk sit, mooi kerk sit, jy weet, hulle sit in weelde, as niks fout daarmee nie, moet nie verkeerd verstaan nie. Maar ek wil vanoggend vir u sê, die woord sê, waar elkeen in sy naam by mekaar kom, daar is hy in ons midde. Maak nie saak of ons hier by mekaar kom, of in 'n groot kerk by mekaar kom nie. En ek wil vir u sê wat lekker is hierso is, die dag as Satan in bewind kom, gaan 'n groot kerk hulle deure moet toemaak, en ons gaan nog steeds kan aangaan hierso. Amen. Is my lekker om hier te kan wees, want ek wil vir u sê, hier is liefde. Ons deel liefde met mekaar. Ons deel met mekaar hierso. En dit is wat vir my so lekker is. En ek wil vanoggend vir 'n skrif lees, bekende gedeelte uit Matteus 28 vers 19. Matteus 28 vers 19. Maar voordat ek aangaan, wil ek net eers vir pastoor Swiss Maree baie geluk sê met sy verjaarsdag. Hy verjaar vandag, en mag die Here hom ryklik seën. En mag die Here hom nog soveel jare spaar. En is 'n groot mentor van my, wat my gementor het, wat my weer gebring het waar ek vandag is. So, ek wil vir hom sê baie geluk met sy verjaarsdag, en mag die Here hom in alle opsigte ryklik seën. Amen. Ek lees vanoggend vir ons uit Matteus 28 vers 19. En ek wil jy moet mooi hoor, wat sê God se woord hierso. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die mooi gehoor wat sê God se woord hierso. Ek gaan dit weer vir julle lees. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, is waar dat die Bybel sê, daar's min wat enige koninkryk van God ingaan. Amen. Yes. Baie mense vra my, Here, hoekom loop dinge verkeerd in my lewe? Wat maak ek verkeerd, Here? My ma het altyd gesê, hoor. Sy het altyd ons ore getrek, jy wil mos nie hoor nie. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, is omdat ons sê, ons is kinders van God, maar ons is ongehoorsaam aan God se woord. Ons is ongehoorsaam aan God se woord. Hierdie gedeelte is waar God vir elkeen van ons 'n opdrag gee. Dis 'n opdrag wat God vir ons gee. Hy sê, eerstens, gaan dan heen. Waartoe moet ek gaan? Waartoe God jou stuur? Gaan heen. Tweede ding wat die Here vir ons sê, maak disippels van alle nasies. Luister mooi. Nie net van sekere groepe nie, van alle nasies. Derde ding, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vierde ding, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het.
Kan jy sien as 'n opdrag wat God vir ons gee? My vraag is, hoeveel van ons doen dit? As jy nou na 'n kerk toe gaan, of na enigiemand toe gaan, vra hoeveel disippels het jy van God se koninkryk gewen? Wat gaan die antwoord wees? Gaan jou kop in skaamte sak en sê maar, ek kan nie eintlik sê ek het mense na God se koninkryk toe gelei nie. Dis God se opdrag. Hy sê nie gaan maak Christene nie, hy sê maak disippels. Van alle nasies. Baie mense dink, ek is nou nie 'n pastoor nie, ek mag nie dit en dit nie. Ek wil vir julle sê, die opdrag van God is, gemaak disippels, leer hulle en doop hulle. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, jy as 'n kind van God, wat God in jou hart het, jy kan ook 'n persoon doop. Sien net 'n pastoor wat iemand kan doop nie. En dan gee wat mense vir my sê nie. Enige iemand wat in Christus is, kan mense doop. So nie is hierdie skrif in die Bybel verkeerd. Dan is hierdie skrif net vir pastore bedoel, en nie vir u bedoel nie. Maar die skrif is 'n opdrag wat die Here vir ons sê, gaan en maak disippels. So u moet gaan en disippels maak, u moet hulle leer in die woord, en u moet hulle doop. Dis wat God se woord vir my so sê. En dis hoekom ek net of ek gesê het, dit is my so lekker om hier so kerk te kan hou. Maar nou kry ek kerk waar 5000 mense sit, dan wonder ek hoeveel van daai mense gaan kry die pastoor voor. Ek glo ek kan by al 5000 mense in 'n jaar uitkom nie. Hoeveel mense sit in groot kerke en is werklik gered? Hulle gaan sit en daar so om te sê, hallo pastoor, ek is in die kerk, jy sien my, ek is hierso. Ek wil vir julle sê, geliefdes, dat jy kan kerk toe kom, maak nie saak hoe groot of hoe klein jou kerk is nie, as jy nie gered is nie, gaan jy nie eendag hemel toe. Ons het net nou 'n liedjie gesing, Jesus kom weer. Ek wil vir julle sê, die tyd is op pad. God is op pad om ons te kom haal. Maar jy sien, die Here wil hê, almal moet gered word. Dis hoe hy vir ons sê in hy skrif, gaan maak disippels van alle nasies. Die Here vertraag sy koms, sodat almal gered kan word. Maar wat doen ons? Dis nie my werk nie, dis die pastoor se werk, dis die evangelis se werk, dis die dominee se werk, dis die leraar se werk. Weet ons altyd verskonings. As ons gehoorsaam is aan God se woord, en dit wat die Here vir ons sê, kan ons die wêreld besit. Ek sê, dis hoekom ons wêreld in 'n toestand is, omdat ons ongehoorsaam is aan God se woord. Ons moet begin om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here. Kom ons gaan verder. Wanneer ons na die skrif kyk, dan sien ons 'n opdrag waarmee die Here ons mee los. Gaan aan heen. Maak disippels van alle nasies en doop hulle. En ek wil vir u vra, as u terugkyk op jou lewenspad, hoeveel disippels het jy gemaak vir God se koninkryk? Daai boemelaar wat daar op die straat, op die hoek van die straat lê, het jy al gaan bid vir hom? Het jy hom al genooi kerk toe saam met u? Praat nie van nou nie, ek praat van jou lewenspad wat jy saamgekom het. Of hy stink, ek wil nie aan hom raak nie. Ek wil nie my hande vuil maak nie. Ek wil vir jy sê, dit kan miskien God wees, wat in die vorm van 'n boemelaar aan u toe te kom, om jou te toets. Is jy bereid om daai persoon saam met jou te lei na God se koninkryk toe? Jy weet, ek maak nie disippels vir die kerk nie. Ek maak disippels vir God se koninkryk. Ek wil mense na God se koninkryk toe lei. Wat het geword van die opdrag waarmee die Here ons gelos het? Jy sien, met koerantopskrifte wat soos volg lei: kathedraal word moskee, kerkgeboue gesloop en word besigheidskomplekse. Is deesdae nie meer ongewoon nie. Is 'n kerk nie veronderstel om meer as net 'n gebou of 'n klomp preke te wees nie? Weet jy hoeveel kerke is gesloop? Hoeveel kerke maak hulle deure toe? Ek loop gister en loop ek iemand raak. Hy sê vir my, weet jy wat pastoor?
Ek wil nie meer kerk toe gaan nie, want in 'n kerk skinder hulle net. Mense skinder net daar, so dis kom ek wil nie meer kerk toe gaan nie. Dat ek hom wil sê, weet jy wat nie? Moenie jou oop die mens hou nie, hou jou oop God. Keep your eyes upon Jesus, not upon men. Die mens gaan jou val. Ek wil vir jy sê vanoggend, Vincent Venter, gaan jy val vanoggend. Moenie die oë op my hou nie. Hou die oë op God vanoggend. Jy sien, baie groot kerke val mekaar uit. Want die mense gaan kerk toe, ek like hierdie jong pastoor, hy lyk net so oulik, hy bring so mooi preke, dan gaan die pastoor weg, en dan vat hy die helft van die kerk saam. Maar hoe kom die mense volg die pastoor? Hulle aanbid die pastoor, hulle aanbid die God nie. Ek wil vanoggend vir sê, moenie my aanbid nie. Moenie na my kyk nie. Moet my nie op 'n pedestal sit nie. Ek maak ook foute. Maar jy weet, geliefdes, ek kan op my knieë gaan, ek kan vir die Here sê, Here, vergewe my. Vergewe my. Ons moenie na mekaar kyk nie. Ons moet na God kyk, ons moet gefokus wees op die Here. Want ek wil vanoggend vir jy sê, sy kootjie sê, Jesus kom, en wanneer die Here gaan kom, gaan elkeen van ons voor hy troon staan en ons gaan moet rekenskap gee vir wat ons gedoen het. Weet baie mense sê, ek wil nie meer kerk toe kom nie, want die pastoor preek net oor sonde, ek sal moeg van sonde. Jy weet, ek sal sonde preek totdat die dag van ek dood gaan. Want die Here wil hê elkeen moet gered word. Elkeen moet tot bekering kom. As ons die sonde preek, hoe gaan mense tot bekering kom? Sien? Dis kom mense in die kerk het, hulle wil nie meer kerk toe kom nie. Ek sal dit preek tot die dag wanneer die Here my kom haal. Die vraag kom op dan, wat is die kerk dan eintlik? Wat is die kerk? Jy weet, mense hardloop na mooi kerke toe, en bly weg van klein arm kerke. Kerke wat afvallig lyk, het lyk nie na 'n mooi kerk nie, wat nie baie geld maak nie. Sien, mense soek status. As ek jou na my kerk toe nooi, dan wil ek jou na 'n mooi kerk nooi. Lekker cinema, sitplekke, mooi kerk van binnekant, en ek mooi. My Bybel sê, God woon nie in 'n plek wat met hande gebou is nie. God woon in my hart. God woon in my hart. Ek wil vir jy sê, as God nie in jou hart te sien, dan het jy 'n probleem. Jy moet sorg dat jy God in jou hart kry, nie in 'n kerk nie. Dis 'n gebou nie. God moet in jou hart wees. Want jou siel gaan eendag voor God staan. Jou gees gaan eendag voor hom wees. Ons kan mekaar probeer oortuig van wat die kerk is of behoort te wees. Van wat werk en wat nie werk nie. Maar een ding is seker. Daar is nie een metode van een wenresep nie. Ek wil vir jy sê, geliefdes, jy kan wat doen? Jy kan wat so mooi preke preek. Daar is nie 'n wenresep nie. God se woord is duidelik. Is ja en amen. God praat teen sonde. Hy praat nie sonde goed nie. As die Here vir ons sê, dat ons moet gaan en disippels maak, moet ons disippels maak vir sy koninkryk. Jy weet, ons gaan eendag 'n kroon kry, die dag as die Here ons gaan kom haal. En dan vra ek u vanoggend, wat 'n kroon gaan eendag kry as die Here ons gaan kom haal? Jy kan maar gaan kyk in Openbaring, die krone wat uitgedeel gaan word. Wat 'n kroon gaan jy kry? Hoe groot gaan jou kroon kry? Jy weet, ek het gesê, al sit ek ook net by die deurpos van die hemel, is goed genoeg vir my. Ek wil dit inwees, wil nie buite staan nie, maar dan gaan ek loos. Weet, dat sit soos die dwaas maagde, wat olie gaan koop het, wat nie voorberei het vir die koninkryk nie. En toe die Here kom, toe word die deure gesluit. Kom ons kyk 'n bietjie dieper. Is daar nog 'n paar van die mentele dinge wat 'n plek moet wees vir 'n kerk om as deel van die liggaam van Christus te funksioneer? Een van daardie boustene is disippelskap. Jy weet, toe ek begin het in 1987, 88 en 89,
toe was ons geleer gewees van disippelskap. En ons het daai tyd al uitgegaan om evangelisasiewerk te doen, om mense na die Here toe te lei. En ek wil vir julle sê, is nie maklik nie. Want mense is eie wys. Jy weet, ons het in 'n kroeg gaan gestaan. Dan probeer die mense oortuig. En dan vat hy uit bottel drank, sit hom so op die toonbank en sê, dis my God nie. Wys my, waar is jou God? Jy weet, dan kry ek 'n smile op my gesig en sê, van weet jy wat, my God is so groot, ek kan nie op 'n toonbank sit nie. My God is te groot. Hy is te almagtig. En ek wil vir julle sê, ons dien 'n lewendige God. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die opdrag wat die Here vir ons in Matteus 28:18 tot 19 gegee het, sê dat elke Christen disippels moet maak. Nie net moet ons disippels maak nie, maar disippels van al die nasies. Die proses begin elkeen van ons. Maar God se hart is groot en hy het 'n visie vir hierdie wêreld. Jy sien, dis hoekom ons wêreld in hierdie toestand is omdat die mens nie meer disippels maak vir God se koninkryk nie. Jy weet, ek het 'n vriend gehad, baie goeie vriend. Ons het saam gewerk. En ons gaan eendag weg met vakansie en ons sit so op die rots en ons kyk so oor die see en hy sê vir my, Vince, you know what? I thank God that I can follow in your footsteps. Because you are a true friend. You are a true Christian. Ek sê vir hom, you know what, my friend? Don't follow in my footsteps. Follow in God's footsteps. I will fail you. God will never fail you. Volg in God se voetspore. Nie 'n pastoor se voetspore nie. Hy is net 'n instrument om vir u die woord te bring, soos wat die Here het vir hom gegee het. En ek wil vir u sê, God gee eers die woord vir die predikant, dat hy tot bekering moet kom, voordat hy kan oordra na die gemeente toe. As ons kyk wat die betekenis is van 'n disipel, dan sien ons die Griekse woord vir disipel is Mephesis. Direk vertaal beteken dit iemand wat volg en instruksie van iemand anders ontvang. Sien, u moet mense lei na God toe. Hulle moet u volg. Maar ek wil vanoggend vir u sê, ek kan nie iemand volg as daai persoon se lewe nie 'n toonbeeld van Christus is nie. Hoe kan ek so 'n persoon volg? Jy sien, die Bybel praat van die vrugte wat aan 'n boom gevind moet word. Wat se vrugte dra u vanoggend uit wat mense na moet kyk? Sien, ons is die Bybel wat op buitekant loop, wat mense na moet kyk. En mense moet jou volg. Mense moet kan sê, maar hoorie, daar's iets anders in Tannie Alet. Ek wil ook hê wat dit wat Tannie Alet het. Ek wil ook hê wat oom Pieter het. Ek wil ook hê wat Tannie Dorothy het. Ek wil ook hê wat elkeen van u het. Ek wil ook hê wat Tannie Rita het. Ek wil hê wat elkeen van u het. En jy sien, dan kyk mense na ons, dan sê vir my, ek wil die Here dien, want as dit hoe 'n Christen aangaan, wil ek die Here dien. Jy sien, dis hoekom kerk uit mekaar uitval. Dit is hoekom mense nie meer God wil dien nie. Dis hoekom ons wêreld in 'n toestand is, want ons weet nie meer hoe om 'n disipel te maak nie. Ons weet nie meer hoe om mense na die Here toe te lei nie. Hoekom? Ons is ongehoorsaam aan God se stem. Ons moet luister wat die Here vir ons sê en die opdrag uitvoer. Jesus het die volgende gesê vir die wat hom wil volg. As iemand agter my wil aankom, luister mooi, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Dit staan in Matteus 16 vers 24. Jy sien, jy moet jouself verloor. Here, ek is niks nie. Here, ek is 'n sondaar. Vergewe my, help my Here. Here, ek het U nodig vanoggend. Sien, you must surrender so God can pick you up. As jy jouself gaan verloon, dan beteken dit niks.
Weet, dit is maklik om met lippetaal te praat. Jou hart moet verander. Nie jou lippe nie. Om as disipel te kwalifiseer, vra van ons om ons eie lewens agter te laat, sodat ons Jesus as meester kan volg. In die werklikheid van ons dag tot dag bestaan. Dit beteken om weg te stap van ons eie gedagtes en agendas en planne en motivering vir sukses. Sien, ons moet dit een kant los en ons moet toelaat dat God ons pad vir ons oopmaak. Dit verg 'n groot kopskuif vir die meeste van ons. Maar ons kan nie vir twee basse gelyk werk nie. Ons kan nie ons eie agendas en Jesus se plan terselfdertyd volg nie. Wanneer ons lewens vir Jesus neerlê, is die vanselfsprekend gevolg dat ons 'n onvoorwaardelike gehoorsaamheid begin wandel. Sien, wanneer jy besluit om Jesus te volg, dan moet gehoorsaamheid in werking kom. Dan moet ons gehoorsaam wees aan dit wat Jesus vir ons sê. Dit wat God vir ons sê, moet ons in werklikheid laat kom. Anders gaan niks kan gebeur nie. In Johannes 14:15 sê Jesus dat ons liefde vir hom gemeet kan word aan of ons sy wil doen of nie. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Aan die kern van disipelskap lê dis die begeerte om God se wil gehoorsaam te doen. As jy sê jy het die Here lief, dan moet jy gehoorsaam wees aan sy gebooie. Jy moet gehoorsaam wees aan sy woord. Jy sien, geliefdes, ek gaan weer vir jy sê, is maklik om te sê as 'n kind van die Here. Wat se vrugte dra jy in jou boom? Hoe lyk die pad wat jy loop? Ons kan nie twee Heres dien nie. Jy kan nie vir twee baase werk nie. Jy kan net een God dien. Of jy dien die wêreld, of jy dien God. Gehoorsaamheid impliseer onderdanigheid. Ons moet verstaan dat God besig is om 'n gesiglose weermag op te rig wat in geluk gaan beweeg en nie as losstaande troepe wat elkeen sy eie rigting inslaan nie. Jy weet toe ons in die weermag was en jy's in 'n peloton en jy moet march, dan loop jy in een rigting, almal loop saam. Sien, gehoorsaamheid aan wie? Aan die offisier. En net so is God besig om vir my weermag bymekaar te maak en wees ons offisier, Koning Jesus. God is ons offisier aan wie ons gehoorsaam moet wees. Anderste spat alles uit mekaar uit. En ek wil vir julle sê, dit is hoekom kerke leegloop. Want ons luister nie na God se stem nie. Ons luister te veel na klomp baase, te veel mense wat baas wil wees om vir jou te sê, om jou te verlei. Die Bybel sê, in die laaste dae gaan 'n valse profete kom en hulle gaan die kerk uit mekaar uitskeer en hulle gaan mense verlei. Kyk wat gebeur. Hoeveel kerke maak toe? Hoeveel kerke word gesloop? Ek wil vir julle sê, geliefdes, ons is in die laaste dae. Dinge is besig om baie vinnig te verander. Bybel sê, gerugte van oorlog. Ons hoor van oorlog oor see. Pestsiektes. Kyk wat se siektes is in ons land. Dokters kan nie eens uitmaak wat se tipe siekte die persoon het nie, want daar is nie 'n instrument of iets wat kan identifiseer wat se siekte dit is nie. Ons is besig om te beweeg na die eindtyd toe. Ek wil vanoggend vir julle sê, ek gee nie om of jy bekeerd is of nie. My vraag is vanoggend, hoeveel siele het jy vir God se koninkryk gewen? Daar's 'n liedjie wat sê, moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Gaan jy eendag voor God staan met leë hande? Here, sorry, ek het nie een siel vir u koninkryk gewen nie. Here, ek was te skaam geweest, Here, ek was te bang geweest. Here, die mense sou my gespot het.
Here, ek kan my nie verneder nie, Here. Ek wil vir julle sê, verneder jou Here voor God. God gaan jou verhoog. God gaan jou verhoog. Moenie bang wees of skaam wees om die naam en saak van die Here uit te dra nie. Maar daar gaan 'n dag kom, daar gaan 'n uur kom, wanneer ons rekenskap gaan gee. Hoeveel disippels het jy vir God se koninkryk gewen? Enige iemand wat in 'n weermag was, sal weet dat streng dissipline onontbeerlik is hiervoor. Vir ons as disippels om deel te word van hierdie weermag, verg 'n openbaring van die handhawing van dissipline in ons daaglikse wandel met God, getrouheid aan sy woord en onderdanigheid aan mekaar en aan ons leiers. Sien geliefdes, ons moet getrou wees in God se woord. Ons moet luister wat die Here vir ons sê. Dis hoekom jy ingestel moet wees in God se woord. Jy moet ingestel wees met God se gees, dat God jou kan lei in gees en in waarheid. Die Bybel sê dat die waarheid sal jou vrymaak. The truth will set you free. Maar jy sien, mense is bang vir die waarheid. Mense luister eerder na 'n leuen. Kom weg van 'n leuen. Luister wat God vir jou sê. 'n Disipel ken God se hart. Die kenmerk van ware disipelskap is begeerte om God se hart en sy wil te verstaan en te doen. En wat is God se wil? Wat is sy plan? Ons lees dit in 1 Timoteus 2 vers 4. Dat hy wil hê, luister mooi, dat alle mense, wie is die alle mense? Alle volke, alle nasies, alle tale, moet gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want die waarheid sal jou vrymaak. Jy sien, nêrens in die Bybel praat die Here van sekere groep mense nie. Die Bybel sê, alle nasies, alle volke, alle tale moet gered word. Nou my vraag is, het almal in die wêreld die woord gehoor? Dis hoekom dan mense weggaan na lande toe om die woord te gaan verkondig. En dan word hulle doodgemaak vir die waarheid. Want die mens wil nie die waarheid hoor nie. Aan die kern van disipelskap lê dus die begeerte om onsself as 'n disipel van Jesus te vermenigvuldig, deur alle disipels te maak. Mense is die enigste waardevolle siele wat ons in die ewigheid met ons kan saamneem en vir God kan gee. As ons gaan kyk na die manier waarop Jesus disipels gemaak het, sien ons dat hy disipelskap op verhouding gebaseer het. Gaan lees 'n bietjie God se woord. Gaan kyk wat sê die woord. Wat het Jesus gedoen? Hy het nie na ryk mense toe gegaan nie. Hy het vissers van mense gemaak. Hy het daai mense wat daar langs die viswater sit, wat so stink van die vis. Hy het hulle geroep. Al wat hy gesê het is, volg my. Hy het alles gelos en Jesus gevolg. En jy weet, hy het 'n pad saam met hom gestap. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, om 'n disipel te maak, is nie 'n maklike ding nie. Wanneer jy 'n disipel gemaak het, moet jy 'n pad saam met daai persoon stap, soos wat Matteus 28 vers 19 vir ons sê. Jy moet hom lei, jy moet hom leer, jy moet hom onderrig, totdat hy sterk genoeg is. Bybel beskryf ook dat wanneer jy 'n jong Christen is, dan drink jy nog melk. En wanneer jy sterk word in die Here, dan begin jy vaste spys, vaste kosse te kan eet. En jy sien, wanneer daai persoon dan sterk is in die Here en op sy eie voete kan staan, dan moet daai persoon gaan om nog disipels te maak, om nog mense na die Here toe te lei. Sien, dit is hoe dit werk. Elke persoon moet iemand aan die Here toe lei.
Dit was nie net die oordrag van kennis en lering nie. Jesus het elke dag die woord geleef in die teenwoordigheid van sy disippels. Jy sien, Jesus was 'n voorbeeld vir sy disippels. Sy disippels het hom gevolg. Hulle het gekyk wat hy gedoen het. Hulle het gesien hoe hy geleef het. Die woord sê, Jesus was sonder sonde gewees. Hy het nie sonde gehad nie, maar hy het sonde geword toe op die kruis gesterf het vir ons sondes. Ons gaan net aan die tafel van die Here sit, waar ons weer gaan deel het, waar ons hy broodjie gaan vat, wat gebreek word, en waar ons hy druiwesappie gaan vat, wat verteenwoordig die bloed van die Here. Ek wil vanoggend vir sê, geliefdes, dis iets spesiaals, dis iets besonders, wat ons kan deel hê in Christus. Ons moet versigtig wees vir die mentorsituasie en verhoudings waar een persoon van 'n ander afhanklik raak. Die fokus is om die disipel te leer om aan God gehoorsaam te word en nie aan mens nie. Om aan God gehoorsaam te wees en na sy stem te luister en nie sy hoop en verwagtinge in 'n mentor te stel. Dis wat ek net vir u gesê het. Die persoon moet Jesus volg. Hy moet nie u volg nie. Hy moet Jesus volg. Jy moet hom leer en onderrig om sy fokus op God te vestig en nie op die mens nie. Om bloot 'n groot kerk met mooi liedere en goeie programme te hê, is nie die antwoord nie. God wil mense hê wat hom soek en volg en gehoorsaam is aan sy stem. God soek disippels, nie net bekeerlinge nie. Jesus het sy disippels beloof dat hy hulle vissers van mense sal maak. As ons hom toelaat, sal hy ook ons verander. Net soos hy gewone vissermanne omskep het tot mense wat die wêreld verander het. Wie sou dink dat vissermanne die wêreld kon ingaan en mense tot bekering gebring het? Weet pastoor Alsit het vir hierdie week op Sondag gepraat van Paulus. Was eers Saulus gewees toe die Here hom ontmoet het, toe raak hy Paulus. Ek wil vanoggend vir u sê, geliefdes, ons moet nie toelaat dat die Here ons op daai stadium of op daai manier ontmoet nie. Ons moet toelaat dat die Here ons nou ontmoet. Ons nou onderrig, ons nou die krag gee, ons nou in sy woord kan lei, in gees en in waarheid. Ek wil afsluit. Kom ons vra God vir 'n openbaring van Matteus en om die tentpenne van ons harte te verskuif en plek te maak vir die nasies en die disippels wat daaruit as ons erfgename en erfenis gaan kom. Ek wil vir u sê, geliefdes, hoeveel van u familielede is werklik gered? U sien, u kan begin by jou huisgesin. En as hulle tot bekering gekom het en u het hulle gebring na God se koninkryk toe, dan kan jy uitgaan na die wêreld toe en hulle gaan bearbei. Want God soek mense wat bereidwillig is. U moet net sê, Here, hier is ek, stuur my. Maar as u nie bereid is nie, jy weet, dit vat my terug na 'n gedeelte in die Bybel waar die Here vir elkeen 'n talent gegee het. En die Here sê, gaan woeker met jou talent. Elke een het gewoeker. En die laaste persoon het gaan beherre. Hy het gaan begrawe, omdat hy bang was. En wat het die Here vir hom gesê? Vat hom weg. Vat hom en werk hom in die diepte van die hel. Wil jy eendag sy woorde hoor? Of wil jy eendag hoor, my goeie en getroue diensknegt? Oor min was jy aangestel, oor vele gaan ek jou aanstel. Ek wil vir jy sê, dis die woorde wat ek wil hoor. Dis die woorde wat ek wil hoor, dat Here vir my moet sê eendag, my kind, jy was oor min aangestel, maar jy het gewoeker met jou talente. Jy was nie skaam vir my nie. Jy was nie bang om my naam uit te dra nie.
jy het disippels gaan maak vir my koninkryk. Kom ons staan vas. Kom ons wees 'n monster vir God. En ons dra sy woord uit. Ek wil vir u sê, u hoef nie uit te gaan nie. Elkeen van u het 'n selfoon. Om net vir iemand 'n boodskap te stuur om te sê, weet jy wat? Jesus het jou lief. Jesus verlos. Jesus gee krag. Jesus gaan kom. Stuur vir iemand 'n bemoedigende woord. Dis al. Sien, dis hoekom ons tegnologie het. As jy nie kan uitgaan na die wêreld toe nie, doen dit op sosiale media. Maar jy kan ook mense bereik. En ek wil vir jy sê, geliefdes, eendag gaan jy verbaas wees hoeveel mense jy kan bereik op sosiale media. Mag die Here sy woord en u seën. Kom ons sluit ons oor. Hemel Vader, ons sê vir baie dankie Here vir die woord wat vanoggend kon uitgaan. Ek wil u vra Here dat u die woord, die saad wat gesaai is, sal nat maak, Here, dat dit sal groei. Here, dat ons nie bang sal wees om disippels te maak vir u koninkryk nie, Here. Here, wat u vir ons 'n opdrag gegee om te sê, gaan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle, onderrig hulle en leer hulle om alles te onderhou, Here. Here, dat ons kan siele vir u koninkryk kan wen, Here, dat ons nie hoef bang of skaam te wees nie, Here. Here, dat ons sien, voel ons is niks werd nie, Here, want Here, in u oë, Here, is ons 'n koningskind. In u oë, Here, sien u baie meer werd as wat ons self raak sien. Here, seën elkeen wat vanoggend die woord gehoor het. Wees met elkeen, Here, en dat ons sal uitgaan om u naam groot te maak. In Jesus naam, amen.